Welkom terug, Johan Botschitz, die welvaartbestuurder by PSG Wealth Pretoria Oos-Skyer by ons om te gesels oor beleggings en die markte. Goeiemôre Johan. Môre julle, lekker om hier te wees. Johan, kom ons kyk gou terug na die laaste week in die markte. Wat gaan aan? Ja, markte is maar heeltyd op en af, maar eintlik het die markte oor die afgelope tyd nie te sleg gedoen nie. As mens kyk na Amerikaanse markte, die Nasdaq was laasweek so 1,5% op. Okay. Dis veral die Amerikaanse tegnologiese maatskappye, tech-maatskappye wat baie goeie syfers uitgebring het. Jy weet, en veral Google se houermaatskappy Alphabet het die week omtrent 9% hoër gesluit. Wow. So was eintlik 'n baie goeie week op Amerikaanse markte. Gister hier plaaslik het ons mark so 0,5% teruggesak. Maar dit is maar alles, jy weet, ons het nog steeds 'n hoë olieprys, moontlike rentekoersverhogings wat gaan kom. Nou weer diesel en petrolpryse wat styg. So dit plaas maar 'n bietjie druk op ons plaaslike mark nie. Johan, vir mense wat naby aan aftrede is of vir mense wat nog eendag moet aftree, wat beteken dit om af te tree in onseker tye soos hierdie? Ja, ek dink as mense so 'n stapie kan teruggaan, ek dink om af te tree, moet 'n mens onthou is 'n ongelooflike emosionele proses nie. Onthou jy, kom ons sê jy werk vir 20 of 25 jaar by 'n plek. Nou moet jy as gevolg van jou ouderdom of vir watter rede ook al, het jy nou ergens 'n grond, 'n lyn in die streep of 'n lyn in die sand getrek. Jy moet op daai datum aftree. En kom ons sê dit was nou einde Maart of einde April, wat jy nou al 'n jaar terug geweet het. Jy beplan jou goed, alles loop reg. Dit is hierdie emosionele ding wat jy mee moet oorkom. Wat gaan jy nou na aftrede doen? Jy weet, miskien wou jy nog 'n bietjie langer gebly het, maar jy kon nie. Nou kom einde Februarie, alles lyk mooi, alles lyk in plek en iewes skielik gebeur hierdie, nê? Nou moet jy net dink, wat is die impak van dit op jou, net op jou emosie? Maar al die finansiële impak daarvan uit. Maar hoe moeilik raak daai proses, nê? So dit is baie sleg. Dit maak die proses vir mense baie moeiliker en dit maak partykeer dat mense dan verkeerde besluite neem, nie? Uit spanning uit, nee. Weet, so dit is sleg, nee. So dit is almal sal eerder so 'n proses wil hê in kalm waters. Ja. Wat jy vooruit kan beplan, sê dit is wat gaan gebeur, dis waar die mark is. Ja, dit is die ding nie. So aftrede in tye soos hierdie, dis nie 'n maklike proses nie. So as jy dalk 'n eggenoot of 'n familielid het wat deur so 'n tyd gaan, jy weet, probeer verstaan hoe moeilik is dit vir hulle en hoe groot is die emosionele impak van dit, ja. Johan, dink jy die tye is regtig so uniek dat mense heeltemal anders moet dink oor aftrede? Ek dink ja en nee. Onthou dit is vreemde tye nie. Ek meen dit is tye van onsekerheid. Ons kan nie, jy weet, ons kan nie daar verbykom nie. Maar 'n mens moet ook onthou daar was al ook sulke tye in die verlede gewees. As mens kyk met 9/11 wat gebeur het. As mens gaan kyk na die 2008-2009 wêreldwye finansiële krisis, jy weet dit van die grootste banke in die wêreld, oudste banke, Lehman Brothers in Amerika en so bankrot gegaan het. Verskriklike onseker tye, jy weet 2017 en 18 op ons mark, COVID. Wat het met COVID gebeur? Wat het in 2022 toe Rusland Oekraïne ingeval het gebeur? So daar gebeur altyd goed en daar gaan waarskynlik in die toekoms weer seker goed gebeur. So dit is 'n unieke tye, maar ook nie heeltemal nie. Ons was al deur hierdie goed gewees en ek dink dis net belangrik dat mense dit besef net. Dit is nie hierdie is nie 'n eenmalige gebeurtenis, iets wat nog nooit gebeur het nie en dis nie die laaste van die tipe goed wat gaan gebeur nie. Ja. Maar as daar sulke skokkende ripple-effekte gebeur met 'n mens, dan maak jy partykeer ander besluite as wat jy sou maak in seker tye. Ja. Wat is die grootste fout wat mense maak? Ek dink mense bly nie by hulle strategie nie. Ek dink dis die groot ding. So kom ons vat nou weer die persoon wat nou byvoorbeeld einde Februarie sou afgetree het. Jy weet hy het lank oor die goed gedink, hy het advies gekry, nou het hy sy plan uitgewerk. Nou gebeur hierdie goed. Iewes skielik glo hy glad nie meer in sy plan nie of is hy huiwerig om enigiets toe te pas. Nou tree jy af by jou werkgewer, jou geld word in kontant uitbetaal, maar nou wil jy dit in kontant hou. Nou wil jy dit nie in die markte sit nie as gevolg van hierdie onsekerheid. En jy weet, en dit gaan jou later duur te staan kom. As jy nie by die proses bly of strategie bly wat jy eintlik oor 'n lang tyd vir jouself opgestel het. Ja, en dan maak jy impulsiewe besluit. So
mens verstaan dit, jy weet dit is menslik wat dit gebeur, maar dit maak dit nie die regte besluit nie. So mense in tye van onsekerheid maak hulle verkeerde besluite. Dieselfde, mense sit met beleggings, nou gebeur iets, nou verkoop hulle dit op die laagtepunt. Dan sê hulle nie, ek wil nie meer in die mark wees nie, ek gaan hier op kontant sit nie. So mense sien dit elke male dat daar tog mense is wat ongelukkig daai verkeerde besluite neem. Wat is die impak van daardie verkeerde besluite? Ek dink die impak is baie groter as wat mense dink. As 'n mens net na die skyfie kan kyk, daai 2 rooi sirkels, die eerste ene is natuurlik COVID, hier in die begin van 2020, toe markte so ongelooflik geval het. En kom ons sê net, COVID het gebeur, die markte het so ver afgeval. Jy het besluit jy gaan alles verkoop en byvoorbeeld in kontant sit. Ja. Nou sit jy en wag. Nou wag jy weet nie wanneer gaan om weer terug te gaan nie. Voor jy jou oë kon uitvee, is markte weer verby die punt waar dit was en jy sit nog steeds in kontant. Ja. Dieselfde, die tweede rooi sirkel natuurlik 2022 toe Rusland Oekraïne ingeval het. Dieselfde storie. Markte afgegaan, mense is onseker, verkoop hulle bates, sit in kontant en weer eens verloor hulle die opwaartse kurwe, die groei herstel in die mark, ja. Maar kyk dit hoe ongelooflik het dit toe wel gegroei, net tot waar ons nou is. En ek dink wat mense moet besef, as jy na hierdie goed oor 'n langer tydperk gaan kyk. Kom ons sê jy gaan kyk oor 'n 50 jaar termyn van dit, dan kan jy met redelike sekerheid die opbrengs op 'n spesifieke bateklas bepaal, nê. So as jy in aandele is en 'n langtermynstrategie het, dan moet jy glo dat die geskiedenis van die afgelope 50 jaar wat 9/11 ingesluit het, wat COVID ingesluit het, wat al hierdie tendense ingesluit het, dit gaan jou langtermyn opbrengs wees nie. Moenie paniekerig raak oor korttermyn geraas nie. Het is lekker om te sien die kurwe gaan tog elke keer weer op. Hoe lank dink jy gaan die onsekerheid wat ons nou ervaar voordat hy weer gaan herstel? Ja, ek dink niemand weet nie. Ek dink daar's baie onsekerheid nou, veral oor goed soos die olieprys, wat die impak op inflasie gaan wees, op rentekoerse gaan wees en so. Maar ek dink dit gaan ook verbygaan. As 'n mens kyk na Rusland en Oekraïne weer eens, as ek dit as 'n voorbeeld kan vat, die oorlog gaan nog steeds aan. Dit is nou al 4 jaar, langer as 4 jaar, maar dis amper nou so half in mense se agterkop. Ek meen dis nie elke dag meer nuus nie, dit gaan aan, dit is baie sleg, maar die wêreld het maniere gekry om eintlik rondom dit te gaan of verby dit te gaan. So markte het nie teenstaande daarvan dat die Oekraïne-Rusland oorlog nog steeds aan die gang is, het markte gestyg. So mense moenie net so bly fokus op hierdie, op hierdie spesifieke kwessie nie. Daar gaan alternatiewe rondom dit gekry word, glo ek, en die wêreld gaan weer aangaan nie. Johan, as ek so fout gemaak het en besluit dat ek klim uit, op die laagtepunt, want ek is onseker en ek wil nie meer in dit wees nie. Is dit moontlik om daai foute reg te maak oor die langtermyn? Dit is definitief. As 'n mens 'n voorbeeld kan vat van die Springbokke, kom ons sê die Springbokke speel teen die All Blacks, skop die bal af en hier van die afskop af vang iemand die bal mis, die All Blacks gryp die bal en gaan druk 'n 3 en dit gebeur weer. Nou skielik as jy na 5 minute is jy 14-0 agter. Ja. Jy kan terugkom en nog steeds wen. Jy maak dit net baie moeilik vir jouself. Ja. En dit is nou presies hier wat gebeur. Jy kan weer terugkom, jy kan weer mooi op trek kom. Jy maak dit moeilik vir jouself, nee. As jy nie by jou strategie hou nie en emosionele besluite neem eintlik, ja. So wat sal jou ten slotte opmerking advies aan die kykers wees en hoe kan mense julle kontak? Ek dink mense moet as dit by aftrede kom, is dit baie belangrik om lank voor die tyd met iemand te gaan begin praat. Jy weet, maak seker jy is gemaklik met die persoon wat jou adviseer rondom die proses. Moenie wag tot die einde nie. Begin so vroeg as moontlik met daai hele proses. En as jy dan in die proses is en dit gebeur so iets, jy weet, vertrou die inligting wat daar is, vertrou die data wat daar is, nee, en moenie emosionele besluite maak wat jou later te duur te staan gaan kom. So ek dink dit is die belangrike ding. En ja, ons sal graag met mense wil skakel. Hulle kan net 'n e-pos stuur na
by psg.co.za. Johan, baie dankie vir jou tyd. Daar leer ons moenie emosionele besluite maak nie, baie belangrik. Dankie hoor. Dankie julle, was lekker om hier te Dankie. wees. Dit is dan Johan Botschitz van PSG Wealth Pretoria Oos. So PSG Wealth Pretoria Oos help jou die geheel beeld sien. Vir meer inligting stuur 'n e-pos na groot@psg.co.za. Geaffilieerdes van die PSG Finansiële Dienste Groep, 'n gelisensieerde beheerende maatskappy, 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Ons is nou weer terug.